miskien vir haar lekker hande klap, maar mag dit, al is dit iets koel buite, mag die lengte van die Here Jesus se liefde sommer in ons harte leef en sommer dat ons net opgewonde wees oor die lewe en oor wat die Here in ons harte en ons lewens doen. Nou om Sarah het 'n liedjie op sy hart vanoggend, om Sarah nou eers ons saam met my kom sing. Ons gaan hierdie liedjie gaan ons 'n paar keer net voor die tyd sing en daarna dan gaan ons lekker 'n lofprys en dan bid om Sarah kom saam en dan Weet jy, die ou liedjie is die hele week op my hart. Wat maak saak dat ons vanmôre hier is om 'n aanraking van God te kry. Amen. Om 'n slag lekker diep in gemeenskap met hom te verkeer. Die ou vroukie kom, sy was oral. Sy het gesê, ek wil net hy moet my aanraak. En as u vanmôre hiernatoe gekom het, my broeder en suster, vir 'n aanraking, gaan God dit versekerlik vir u gee. Hy stel nooit teleur nie. Want dit is buite sy wil en buite sy orde om dinge te beloof en hy doen dit nie. As jy God vanmôre nodig het, 'n siekte, finansiële probleme, wat ook al, kom by hom uit. Hy is die antwoord. En kom ons sing dit vanmôre, 'n verwagting, met 'n geloof, met 'n opgewondenheid, met 'n blydskap, met 'n vergesig, met 'n nuwe visioen, omdat die koning gaan my aanraak. Kom ons sing tot eer van sy naam. that you, Jesus, is all that matters. And your life forever be the same. There is only one way to touch you. Just believe when you call His name. Touching Jesus is all that matters. Hallelujah! And your life will never be the same. There is only one way to touch you. Just believe when you call His name. Kom ons staan op en ons sing dit saam. Touching Jesus is all that matters. And your life will never be the same. There is only one way to touch you. Just believe when you call His name. Broeder en suster, ons suster Joey het God vanmôre baie nodig. Lees sy in die voorkom staan, terwyl ons vir haar sing. Touching Jesus is all that matters. And your life will never be the same. Toe hy vroukie geroep het God geantwoord. Hy het haar reggemaak, hy het haar herstel en die hele week roep die vrou. Sy roep na binneste. Is daar onsekerheid, daar's huiwering. Kom ons bou haar vanmôre in ons geloof. En ons verklaar haar gesond in Jesus naam. Amen. Is u
die hand wil uitsteek na, toe steek het uit. As die Here jou lei om jou hande op wat te kom lê, dan kom doen jy dit. Moenie ongehoorsaam wees nie. Kom ons luister na die stem van die Heilige Gees. Touching Jesus is all that matters. And your life will never be the same. There is only one way to touch you. Just believe when you call His name. Touching Jesus is all that matters, and your life will never be the same. There is only one way to touch you. Oh, just believe when you call His Prys die Here met die terwyl die Here ons staan so bly om te bid. En ons altyd net voor te kom. Jy voor te kom, ek het staan met my en vertel ons sy meeste die week gekry dat ons aan die Here vertrou. Terwyl ons dit sing met die Here ook sy Here aanraak. Dat ek nou net gehoor van Marieke, in ons in die gemeente tyd was, sy haar maag het gebars. Sy lê in die ICU dan net baie ernstig. Ek het dit nou net gehoor. Prys God, kom ons vertrou die Here. Kom ons sing dit nog so 1 of 2 keer. Kom ons bid vir hulle en vir Manietjie. Mag as daar nog iemand is, kom uit, broeder en suster. Kom ons vertrou God vanmôre. Yes, prys God, Vader. Touching Jesus is all that matters, and your life will never be the same. There is only one way to touch you. Just believe when you call His name. Come on, sing it vanmôre. Touching Jesus is all that matters, and your life will never be the same. There is only one way to touch you. Just believe when you call His name. Touching Jesus is all that matters. Kom ons vanmôre en met sy hand vas. Sê vir hom, Here, tel my op jou skoot. Maak my hele lewe net. Just believe when you call His Dankie, Here. Here, ons aanvaar. Hy kom dank. Dankie, Here. U sê nie dinge en u doen dit nie. Dankie, Here. Dankie, Here. There's only one way to touch. It's to call His name. Roep vanmôre, Here, U.
som. Sê amen. Kom ons sê amen. Kom ons sê amen. Dank je wel. Amen. Nou gaan ons die Here lekker aanbid. My voorsangers kan maar oor die kom.
Dankie vir Heilige Gees wat in ons woon en ons beweeg en ons lei in die waarheid. Dankie Here dat U reeds genees het vanoggend. Dankie Jesus dat die teenwoordigheid van die Here maak die verskil. Deur sy Gees. Prys God. Dankie Jesus. Dankie Jesus. Baie dankie. Die kan sit plek in die ons sing dit nog. So een of twee keer en die al die Here. En so een of twee. Ons paar wat in die oggende hier so net van 6:15 af al begin kerk opslaan. En vanoggend is ons so moegheid gehad. So moegheid. Ek sê toe vir hulle net, dis al nou tyd is wat ek nou begin bid vir ons eie kerkgebou is dit nou. Maar ons gaan aangaan. Amen. Onerika, Iber, Johnny wat vroeg kom, die Johnny was so lekker en was so getrou. Rondom dit, ons gaan maar opslaan, elke Sondag tot die Here die dinge anderste vir ons doen. Amen. Prys en baie dankie om Sarah dat ons om mense ook krag gegee. Prys God vir die skrif dat wanneer jy swak is jy sterk. Want dis dan Christus deur jou. Wanneer jy arm is, dan is jy ryk, want dis sy rykdom deur jou. Prys die Here. Amen. Loof sy wondernaam. Ek wil graag vanmôre in kort net iets by jou los wat ek glo. En kan ek net gou vinnig sê, so 2 Sondae terug, tel jou seëninge, tel hulle een vir een. Dan gaan toe rondom jou, jy's op die tye wat dit so benoud is, tel jou seëninge. Doen dit maar hierdie week, tel jou seëninge en dan die grootste seën van alle seën verlede Sondag het gepraat, ons behoort aan koning Jesus. Ons is kinders van die lewende God, sê sy woord wanneer ons hom aangeneem het. So ons behoort en ons kan staan op ons behoort aan hom, al gaan dit ook hoe moeilik. Maar nou wil ek na die volgende iets doen, maar dit moet van ons kant af kom en prys God dat dit vanoggend sommer so deur die musiek al gebeur. Van die begin met op Sarah af wat Touching Jesus gesing het
En dis wat ons moet doen ten alle tye. Al gaan dit moeilik, al gaan dit lam, al gaan dit siek, al gaan dit hoe, probeer met die krag van God wat in ons werk, dit doen wat ek vanmôre gou wil lees. Maar kom ons lees Handelinge 12 ek gaan dan van vers 20 af lees, maar kom ek vertel net dat die eerste gedeelte is dit Petrus en die disipel hulle word vervolg deur Herodes en Petrus in die gevangenis gegooi en die Bybel sê dat daar gebeur 'n wonderwerk, 'n engel verskyn aan hom in die gevangenis waar die boeye afval en al die dinge en hy word vrygelaat. Net tref in daai gedeelte sê die hele tyd dat die gelowiges was in eenheid saam om te bid vir Petrus. Nou kan ek net sê die disippels moet dit net vir mekaar sê hulle het een of ander misdaad gepleeg in die sin van misdaad. Hulle het 'n misdaad gepleeg omdat hulle Jesus Christus verkondig het en hulle is vervolg as gevolg van dit deur Herodes. En daar gebeur die wonderwerk, die Here laat hom vry. Die gedeelte sê in die begin, sê net Petrus het gedink dis 'n visioen toe die engel daar verskyn en toe hy buite die tronkselle kom, sê die Bybel dat hy tot by sy sinne gekom en besef maar okay, dis die werklikheid wat hier gebeur. Wat nou met hom gebeur? Die Here het hom vrygelaat. Toe gaan hy na sy mede-disippels toe en hulle tref dit ook die gedeelte sê toe hy by hulle kom, was hulle nog steeds in eenheid by mekaar om te bid. Tref dit hoe krag daar is in eenheid om saam te bid. En dan nou in vers 20 gaan dit so 'n bietjie iets oor Herodes die koning en ek wil gou daai vers lees van vers 20 sê en Herodes was verbitter teen die Tyriërs en die Sidoniërs en hulle eenparig na hom gekom en nadat hulle Blastus die koning se hofdienaar omgepraat het vrede gevra omdat hulle landonderhoud uit die koning sin ontvang het. Nou kan ek gesê Herodes is moeilik. Daar was vry, hy het selfs die gevangenes of die wagte wat Petrus moet oppas het hy doodgemaak, omdat Petrus hulle vry, hy uiteindelik uitgegaan om die disippels, die wat in Christus te vervolg. Vers 21, en op 'n bepaalde dag het Herodes 'n koninklike kleed aangetrek en op die troon gaan sit en hulle toegespreek. So, hoor gou wat doen Herodes. Daarop het die volk hom toegeroep. 'n Stem van 'n God en nie van 'n mens. Dit is nogal treffend net dat hy hier hy trek 'n kleed aan. En hy is net maar moeilik vir almal lyk my, hy's vir 'n klomp sê baie daar moeilik en hy wil eer aan hom bring en aan homself en hy trek 'n kleed aan en hy gaan sit op 'n troon en die Bybel sê dat die mense het hom begin aanbid en tot hom geroep. Soos wat jy doen aan 'n God. Ja, is nogal treffend. En nie soos wat jy 'n mens sou dit toespreek. Vers 23, en onmiddellik het 'n engel van die Here hom getref. Omdat hy die eer nie aan God gegee het nie, en hy is deur wurms verteer en het gesterf. So iets van 'n gevaar om aan God nie die eer te bring. En hy's vereer. Nou dit klink nie heeltemal dalk so snaaks of so vreemd in die tye wat ons leef nie, want ons leef in 'n tyd van baie populêre mense en leiers en konings en wat in lande waar daar gebuig word onder hulle en al hierdie ding onder mense en al hierdie goed is so, dit gebeur so baie eintlik in die tyd waarin ons leef. Maar verstaan iets dat God deel nie sy eer. En dieselfde asem wil ek dit net nou by sê en prys God dat dit sommer van die begin van die diens af gebeur het dat ons hom die eer bring. Ons het dit nou die hele tyd gee hom al die eer. Jy weet selfs wanneer God 'n mens gebruik en ek het oor die jare 25 van bediening
dit so baie keer gekry dat mense kom sê, ja, dit was 'n mooi woord en my gepraat en werk en dit lyk so die mens wil jou op hemel as die pastoor of wat ook al en dadelik moet ek dit die meeste van die tyd maar sê aan God al die eer. Dit was Jesus Christus deur nooit my krag nie, nooit ek, maar Christus deur. Die Bybel sê en onmiddellik het 'n engel van die Here hom getref. Nogal treffend dat hy sê omdat hy nie aan God die eer gebring het en hy sê eerstens hy sê nee, waarom is hom opgevreet en toe sterf hy. Ja. Dit is 'n verskriklike dood wat daar moes gebeur het omdat dit nie aan God die eer gebring word. Maar die woord van God het gegroei en toegeneem. Dis 'n verdere handeling in die begin van die kerk en dit het aangegaan. Barnabas en Saulus het van Jerusalem af teruggekeer nadat hulle diens vervul het en hulle het Johannes saamgeneem wat ook Markus genoem word. Treffend dat net in hierdie geval dat maak nie saak wat 'n koning of 'n leier of 'n president of 'n wat dink of sê of afkondig of wat nie. God se woord en wat God sê sal aangaan, sal voortgaan. Al raak ons baie keer bang oor goed wat gesê word en al die dinge, man kan ons mekaar net vanmôre weer herinner, as hulle Jesus Christus vervolg het, gaan hulle my en jou vervolg. As hulle die seun van God vervolg het, gaan hulle my en jou vervolg. Dit gebeur hoeveel keer in die vervolgde kerk en dit begin byt, raak so aan die weste en ook in Suid-Afrika. Prys God, maar die eer sal ons nie vat nie. Die eer, kerk van die Here oor Suid-Afrika, kerk van die Here oor hierdie area vat niemand nie. Dit gaan nie vanmôre oor die populêre kerk of die kerk met die meeste dit of die meeste geld of die beste dit of die beste organisasie en al hierdie dinge nie. Dit gaan oor die eer. Ek gee hom al die eer. Eerste bo alles. Treffend dat 'n koning so arrogant kan word, dat 'n leier so arrogant kan word, dat amper kan ek sê 'n posisie waarin jy kom en die Bybel sê God stel aan en God stel af, en dat self posisies wat van God kom vir mense, dat hulle dit kan misbruik en teen God raak. Dis soos vrye wil wat ons gekry het. My vrye wil, wat God my gee is om hom vrylik lief te hê, maar ek kan met my vrye wil kies teen hom of vir hom. En dit kom van hom, van die Here. En ek het probeer versê treffend hoe mense ook aan die ander kant so vinnig 'n koning of 'n populêre iemand wat hierdie kant begin aanbid. Dit is my treffend hoe vinnig as dinge nie in ons lyn gaan of ons dit wil hê nie, soos met die volk Israel, dat hulle vinnig sommer 'n goue kalf kan maak en dit aanbid. Treffend oor die laaste Olimpiese spele by die opening se goed word daar nogal gereeld goue kalwe op trone gesit en dan buig hulle nog aan so voor dit. Ja, is daar maar niks nie, nee. Wat in die woord, niks is niets nie, wat was sal weer wees. Stref met die mense ook vinnig, mense kan aanbid. Dag my liewe broer en suster, moet nooit die leier of die pastoor of die dominee of die president of wie ook al doen hy wonderlik, gebruik God om deur wonderlike dinge en deur kragtige dinge, moet nooit daardie mens aanbid nie. En nog onder tyd gaan wel geval te neerstel, want hy's mens. Jy is gevestig en geplant op Jesus Christus. Staan op hom, sou jou oë op hom. Yes, daar is dinge wat ons in mekaar sien, soos Paulus sê, volg my soos wat ek Christus volg. Maar hy kry die eer. My hele lewe moet hom die eer gee. Kolossense 3 vers 23, en wat julle ook al doen, doen dit van harte soos vir die Here en nie vir mense nie. So, nou hier moet ons ek sê weer, ons hou daarvan en daar's niks meer verkeerd nie.
dat ons mekaar bemoedig en sê, dit was mooi en dit was goed nie, maar wat ek doen is nie om mense te beïndruk nie, wat ek doen ek vir die Here God en vir Jesus Christus, en daarom wat ek dan doen ek asof ek dit vir die Here doen en nie vir mense. Omdat julle weet, vers 24, omdat julle weet dat julle van die Here die erfenis as vergelding sal ontvang, want julle dien die Here Christus. Van hom kom die beloning. Prys God. Ek wil weer sê en uitroep, ons wil vanmôre praat oor, ek gee hom al die ere, terwyl hy my aanraak, touching Jesus, gee ek hom die eer. En dan bid ek hom, geen iemand wat die Here gebruik, ek kan bid die Here God en al die eer aan die koning van die konings. Hebreërs 1 vers 3 en 4 beskryf iets van wat is die heerlikheid van God. Hy sê, vers 3 sê, hy wat die afskynsel is van sy heerlikheid en die afdruksel van sy wese en alle dinge dra deur die woord van sy krag. Nadat hy deur homself die reiniging van ons sondes bewerk het gaan sit aan die regterhand van die majesteit in die hoogte. Terwyl hy soveel uitnemender geword het as die engele, na mate hy 'n voortreffelike naam geërf het as hulle. Dit praat iets mooi van hierdie heerlikheid van God. En sy and his glory. Hierdie heerlikheid dit is bo alles, bo almal. Hy het die naam gekry in die hemel en op die aarde, die naam bo alle name. En kan ek dit jou weer sê, my hele lewe moet allereers, nommer 1, al die eer eers aan hom bring. Al die lof en aanbidding aan hom bring. Ons lewens moet hom eer en hom prys. My stem moet hom eer en hom prys as ek lofprysing en sing. Hierdie stem wat God my gegee het, toe hy my geskaap het, die sielstof wat hy in my longe geplaas het, moet niemand anders te eer as hy die koning van die konings nie. Dit behoort in elk geval aan hom. En dan praat ons so baie dinge, en ons praat so baie nonsens met die tong, en ons praat dood met die tong, maar hy het dit vir my gegee, en hy het klank gegee, en hy het sielstof ingeblaas. Wil hom prys en hom eer, tot die dag wat hy hierdie gees en siel kom uithaal, en dit gaan na hom toe. Laaste week het baie dierbare naby pastoorsvriend aan die dood afgestaan. Eintlik 'n baie gesonde man, hy was ouer in sy slaap, net so wegskielik. Net so wegskielik. Man regtig van Jesus Christus, baie keer het ons sommer gepraat oor dinge goed en sy gepreek het, gepraat het, die beleef, die Here is daar, maar net so, toe sy huis toe. Net so, toe sy klaar. Tot dan toe. Tot dan toe, as Jesus nie terugkom nie, tot dan toe, gaan ek hom prys, gaan ek hom eer, gaan ek hom aanbid, gaan my hele lewe met sy krag deur my, om al die eer, lof en aanbidding. Prys God, gemeente, as dit ooit lyk, iemand tel my en iemand was leiers of ander leiers op en begin eer ons, dan wil ek hê dat jy my op my stoel kom staan en pastoor sê, nee, nie so nie jy kry nie, Jesus kry die eer, Jesus kry die eer, Jesus kry die eer, Jesus Christus die Seun van God kry die eer. Of ek siek is en of ek gesond is en of dit goed gaan of dit sleg gaan, leer gou aan om hom die eer te bring en hom te aanbid. Kan ek jou terugvat na Eksodus 33:18, baie bekende gedeelte. Hy sê, daarop vra hy dus te Moses vir God, laat my tog u heerlikheid sien. Ja, dis 'n groot vraag. Here God, laat my tog u heerlikheid sien. Hoor wat antwoord God terug. Hy sê, maar hy antwoord, ek sal al my majesteit by jou laat verbygaan en voor jou die naam van die Here uitroep. Maar ek sal genadig wees vir wie ek genadig wil wees en my ontferm oor wie ek my wil ontferm. Verder sê, jy kan my aangesig nie sien nie,
Want geen mens kan my sien en bly lewe nie. Jo. Een pastoorsvriend van my sê eendag, dalk het jy dit al vertel, en van die seniors, hy vertel een of ander lig sit in sy binnekamer en hy sê, Here God, ek het nou nodig dat U hier kom sit by my. Ek het nodig om U te voel, ek het nodig om U heerlikheid, ek het nou nodig om dit te sien naby my. Vertel, die volgende oomblik toe stap die Here in sy studeerkamer in. Weet jy wat doen hy? Sê, toe spring hy onder die eerste mat wat hy kan wegkruip, toe God instap in sy waar hy sit. Moses, jy kan my heerlikheid, ek sal so nie verbygaan, maar as jy my heerlikheid sien, slaan jy dood neer. Dis die God wat ons aanbid. Ek wil hom maar die eer gee. Ek is baie 'n bietjie versigtig om daai te bid. Sê Here, ek het die stap nou en soms voel ons so en dan kom doen hy en hy bring vrede en rus, maar is hy in sy volheid moet hier instap, kind van God. Sy hier moet instap, slaan ons in ons fisiese motstoot neer. Dis die heerlikheid van die lewende God. Kan ek het weer sê, gee hom die eer, of dit goed gaan en of dit sleg gaan. Of jy sukkel en of jy nie sukkel nie. Of die wind waai en of dit nie waai nie. Of dit uitwerk en of dit nie uitwerk nie. Gee hom al die ere. Prys hom. Hy is nie sommer net so nie. Hy verdien al die ere. Al sukkel jou verstand om dit te verstaan, maar jou gees roep uit, dien die Here, aanbid die Here, prys die Here, loof die Here. Ek stap soms baie keer in my huis gaan roep ek uit, prys die Here, klip hard. My papegaai roep dit soms baie regionaal uit. Nou een oggend sê die, stap ons by die papegaai in, en as ons gaan sit om eet, dan sê hy al, sê die papegaai, Vader sien die kos. Onthou die papegaai my, jy moet God die eer bring. Nou dan stap ons in ons sit, toe sê die papegaai, Vader sien die koffie. Die papegaai weet ons eet en ons drink koffie. Dat alles wat asem het, die Here aanbid. Prys. Net nog so een of twee verse, ek dink of jy kan maar vorentoe kom, ons gaan gou 'n liedjie sing. Give God the glory. Johannes 1 vers 14, en die woord het vlees geword en het onder ons gewoon. En ons het sy heerlikheid aanskou. Prys God vir Jesus Christus wat nou die heerlikheid is. Deur sy Gees wat nou in ons woon. Dis moeilik vir my, ek kan klomp stappe en dinge in taal oor die heerlikheid van God, maar hoor my, dis moeilik om die heerlikheid van God in 'n mense taal te beskryf. Dit voel my die letterkunde van die oudste tale, Hebreëus en Grieks en Latyns, dit sukkel selfs om die heerlikheid van die God wat ons aanbid in woorde om te sit. So kom Paulus sê, hy sê, was daar is weggeruk tot in die derde hemel, is by Jesus, hy sê, maar wat ek daar gesien en gehoor het, kan ek nie praat nie. Hy sê, dit wat God vir ons voorberei het, kan ons nie met die mense denke, eers bedink of praat, daar's nie woorde om die heerlikheid te beskryf nie. Daarom sê ek, Here, sien my hart, al die lof en al die ere net aan hom. Al die lof en al die ere net aan hom. Maar hoor jy so hy sê, 'n heerlikheid soos van die enige geborene wat van die Vader kom. Hoor gou hier, vol van genade en waarheid. En dan sal die teken van die seun van die mens in die hemel verskyn. En dan sal al die stamme van die aarde rou bedryf en die seun van die mens
sien kom op die wolke van die hemel met groot krag en heerlikheid. En hy sal sy engele uitstuur, sê die Bybel, met 'n harde trompet geluid. En hulle sal sy uitverkorenes versamel uit die 4 windstreke, van die een einde van die hemele af tot die ander einde daarvan. Prys God. Ek gee hom al die eer. Halleluja. Binnekort gaan ons hom sien op die wolke en sy heerlikheid van aangesig tot aangesig. Net gou nog hierdie lees Romeine 1:22, terwyl hulle voorgee dat hulle wys is, het hulle dwaas geword en die heerlikheid van die onverganklike God verander in die gelykvormigheid van die beeld van 'n verganklike mens en van voëls en viervoetig en kruipende diere. Dis in Romeine 1 wat die Here sê hulle het my heerlikheid verruil vir hulle eie begeertes en vir hulle eie dinge en vir hulle eie sonde. En dan sê die Here hierdie sê, en hy sê daarom het God hulle ook in hulle begeerlikhede van hulle harte oorgegee aan onrein, om hulle liggame onder mekaar te onteer. Hulle wat die waarheid van God verruil het vir die leuen en die skepsel vereer en gedien het bo die Skepper wat geprys moet word tot in ewigheid. Streffend dat in Romeine sê God het daarop so boos en so te mekaar, dit is so duidelik dat mense wat op 'n stadium die eer en heerlikheid van God gesien en geken het, dit verruil het om mense te aanbid, skepinge te aanbid, waar eintlik die Skepper moet aanbid. Besoek dan die dinge wat so afgod word in jou lewe. Baie keer moet jy net stil staan sê, gee ek nog vir U al die eer. Al die eer. Al die eer. Ons gaan gou hierdie liedjie sing, wil jy saam met my sing, voorsaam is as jy kan, staan voor. Ek wil net vir 'n oomblik, kom ons gee weer, soos ons net ook gesing het, gee ons al die eer, all the glory, halleluja. Kom ons doen dit. Afsluit. Yeah.
kan nie nou bekostig om die Here nie ernstig te dien en te volg. As jy hom eer, as jy hom aanbid, as jy hom werklik raadpleeg met jou hele wese en hom liefhet en hom soek, gaan jy sien hoe hy jou deurvat tot die einde toe. Gaan hy sien hoe hy die dinge om jou begin verander, want jy maak hom nommer 1 die senter van jou lewe. Hou op jouself en op mense en op dinge, vertrou die Here, vertrou die Here, vertrou die Here, vertrou die Here, glo die Here en gee hom al die ere in Jesus naam. Vader, bid ook nou die elkeen besonder sal vashou, Jesus. Bid dat die elkeen besonder sal seën en ook op die tydelike sal vashou. Ek wil bid, U is ons bron, U is ons bron, U sorg vir ons. O my God, ek bid dat U op werk en besighede, wat ook al waaroor die kinders besig is, besonder sal seën en hulle sal vashou en by tye selfs gebruik die kraaie om vir die profeet vleis te bring as dit nodig is in Jesus naam. Prys hom en ons gee U al die lof en die ere. Kom ons gee hom ons
saam die Here te aanbid. Amen. Dan moet jy sê, prys die Here. Amen. Prys die Here. Nee, prys die Here. Prys die Here. Prys die Here. Loof die Here. Halleluja. Prys hom, prys hom, prys hom. Prys hom. Groot. Prys God. Prys God. Loof die Here. Prys God. Kan ek net iets sê? Ek ken dit net in Engels. Ek weet ook nie waar dit staan nie, maar maak nie saak, dit staan in die woord van God. Die woord van God sê, put on the garment of praise for the spirit of heaviness. Yes. Heaviness, depression, anxiety, alles wat jou afbring. Put on the spirit of praise. Start worshiping God. Start praising God. Amen. En dit is verander. Dis woord. Dis baie waar, baie dankie. Amen. Amen. Prys die Here. Baie dankie dat u vanoggend hier was. Gaan in die vrede van Koning Jesus as die offerande saamgebring het. Onthou, ek vra altyd, gee met 'n blymoedige hart. Sê die woord van God, dan sal seën daarop. Amen. Here sê elkeen van die vrede.